Is daar een ding is wat ons amper reg gekry het, was dit om Kersfees, Christusfees te sedeer aan die wêreld. Jare terug, kan julle onthou, het hulle Kersfees probeer vervang met Xmas. Onthou julle daai jaar? Hier in die 80s, voor die 90s. En selfs by ons in die kerk het ons op 'n tyd op 'n trip gegaan waar ons gesê het, maar ons vier dit nie. Ons vier nie Kersfees nie. En ek het so 'n paar jaar terug het ek net begin ervaar, maar ek dink dis een van die domste goeders wat ons kan doen. Die datum is nie wat ter sprake is nie. Die feit dat hy gebore was, is wat belangrik is. En die feit dat ons dit vier, maak saak. As dit nie vir daai geboorte was nie, ouens, het niks andersins daarna gebeur wat ons lewens kom verander het nie. Het geen een van die ander feeste, het niks anders gebeur soos wat dit vandag ons het ervaar en beleef. En ek dink Kersfees is obvious nie die regte naam nie. Dis hoekom ons dit Christusfees noem. Maar ek dink dis die beste tyd, want die hele wêreld word bewus gemaak van iets histories wat plaasgevind het. Die hele wêreld weet, die hele wêreld is bewus, want dit word uitbasyn. Of mense met rooi pakkies rondloop as Kersvader, dis 'n bysaak. Maar die belangrike ding wat almal van bewus is daar was 'n verlosser gebore vir ons. 'n Kind was vir ons gebore. En dit is so belangrik dat ons as kerk, ons as Christene, dat ons daai geboortedag vier. Dis die dag wat ons die beste het om nog steeds te kan getuig oor wie hierdie redder is. Wanneer die wêreld dit as 'n sekulêre vakansiedag vier. Wanneer die wêreld se idee van dit is om te spend en net om geskenke te koop, verstaan ons die dieper betekenis daarvan. En ons mag dit nie verloor nie. Ons mag nie toelaat dat hierdie Christusfees wegraak in die geraas van die sekulêre wêreld nie. En dis hoekom dit vir ons belangrik is dat ons hierdie geboortedag vier. Because the world is listening. Want die wêreld is nog stikkend, die wêreld is nog sondig en die wêreld is nog verlore. Amen. And they need a savior just as much today as they did 2000 years ago. Amen. So ek gaan jou vra om saam met my so 'n stukkie te lees. Ek wil net vandag uit die storie uit die woord met ons praat oor hierdie gebeurtenis. En ek gaan jou vra om oop te maak saam met my by Lukas 1. Dankie, Jackie. Ek het dit nou gesê, maar toe daai aankondiging gemaak is van 'n seun wat vir ons gebore word. Niemand het geweet hoe dit gaan lyk nie. Niemand het geweet waar dit gaan gebeur nie. Ons kyk vandag aan hierdie kant van die geskiedenis. Kyk ons terug en ons weet nou wat het gebeur. Maar vir hierdie karakters in hierdie tyd was dit totaal en al onbekend geweest. Ek wonder of die meeste mense as hulle gedink het aan 'n kind vir ons gebore word, of hulle nie idee gehad het soos wat 'n Moses, wat die volk sou verlos en sou uitlei, of ons Messias nie maar op dieselfde tipe manier sy verskyning sou maak. Of dit ook ene sou wees wat groot sou word in 'n koningshuis. Ook ene wat geweldig aansien sou hê. Een wat geweldige lering, education sou gehad het, in die beste universiteit gehad het. Want as jy daai gedeelte lees in Jesaja 9, dan hoor jy daar sterk verwysing na koningskap. En as jy dink aan koningskap, dan moet jy onthou die Jode het gesit en wag vir die koninkryk van Israel om weer herstel te word. So hulle het gesit en wag vir 'n koning om weer op te daag en om te kom om sy mense te verlos. Hy praat van die regeringskap van God sal op sy skouers rus. Jesaja sê dat hierdie Messias wat opdaag, hierdie koning, hierdie verlosser,
dat God se heerskappy vir ewig op hom sal wees. So die idee in die prentjie wat hulle gehad het, was iets soos dit wat in Moses was. God het 'n totale ander benadering. Die mees onwaarskynlikste mense gebruik hy. Die mees onwaarskynlikste plekke gebruik hy. En die mees onwaarskynlikste opbring, waar hy groot word, hoe hy groot word. En ons begin by waar hierdie boodskap aan Maria oorgedra word. Lukas 1 hier vanaf vers 26. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê: "Wees gegroet, benadigde. Die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees." Hoor julle wat sy verwagting word geskep? Die engel verskyn en nou hoor julle hoe klink dit? Dit klink asof hierdie wesentjie wat sy gaan baar, asof hy letterlik soos 'n koning sou wees. Royalty, belangrik, gesien. Vers 34, toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de maand van haar vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. Kan jy jou indink? Jy is tussen 12 en 15 jaar oud. En 'n gesant van God daag op by jou, en hy lewer vir jou hierdie boodskap af. Kan jy dink wat gaan deur jou kop? Kan jy dink hoe wonder ek, wat gaan gebeur? Ek ken nie 'n man nie, ek gaan swanger word, ek ken nie 'n man nie, ek het nog nooit intiem verkeer met 'n man nie. Ek is maar nog net verloof. Hoe gaan hierdie ding gebeur? En die engel maak 'n stelling en sê: "Maar God sal jou oorskadu." Wat beteken dit vir 'n 12, 13, 14-jarige meisiekind? Hoe verstaan sy dit? En wanneer sy hoor hoe groot hierdie seun gaan wees, wanneer sy hoor die titels wat aan hom toebedeel word, ek dink hy kind se kop moes gespin het. En ek dink vir een oomblik het sy idee gehad wat met haar lewe sou gebeur. Vir geen oomblik het sy en Josef besef wat se verskil hierdie seentjie wat hulle moet grootmaak, wat aan hulle toevertrou word. Wat sou hy in die wêreld kom doen? Ek wil vir julle so liedjie speel wat julle almal 10 teen 1 ken.
maar dit vertel die storie van wat Maria moes gewonder het en moes gedink het. Mary, did you know? Dat daai klein seentjie wat sy van gehoor het, die wêreld so onherroepelik sou kon verander. Die tweede gedeelte is waar, en jy kan saam met my blaai na Lukas 2 toe. Dis daar wat dit wat geprofeteer was, en dit wat daarna geopenbaar was, skielik nou plaasvind. Dis die geboorte van hierdie Christus. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius die gouverneur van Syria was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. En hom laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgeborene seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle enige plek in 'n herberg was nie. Die onwaarskynlikste geboorteplek vir 'n koning, vir 'n leier, vir 'n redder, is in 'n stal, tussen diere, in 'n krib. Sy geboorte begin waar hy toegedraai is in doeke, min wetend dat wanneer hy 33 jaar later sou sterf, hy selfde liggaam weer in doeke toegedraai sou wees. In 'n krib. 'n Krib is 'n trog, dis 'n bak waar diere uit eet. Dis die mees vernederendste plek. Dis die plek waar geen ordentlike mens sou oorslaap. En wat praat nog van waar jy jou babietjie in sou bær? En dit begin vir ons 'n prentjie skep van wat se tipe koning hierdie Christus sou wees. Dit begin vir ons 'n prentjie skep van wat se tipe mens hy mee sou assosieer soos wat hy groot word. Dat hierdie 'n verlosser sal wees waar almal, selfs die minste en die mees nederigste, die wat vergeet is, agtergeblewe is, die armstes, sou kon vereenselwig met hierdie verlosser. Vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit sal vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van hemele leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens 'n welbehae. Toe die engele van hulle weggaan,
Na die hemel sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. Weereens verskyn God nie aan die hoogsgeplaastes nie, aan die edeles nie, aan die koninklikes nie. Hy verskyn aan hierdie herders, die hierjy van hulle tyd, die vergetenis van hulle tyd, die ouens wat die minimum wage kry, die ouens wat die ondankbare werk doen. En hy stuur hulle, en hy sê vir hulle, gaan kyk, daai profesie, daai belofte, hy's daar. Hy's daar, daai een wat die wêreld se red, hy het sy opwagting gemaak, haas julle en gaan kyk. Maar hoor wat sê hulle, wat sou gebeur op aarde as gevolg van sy koms. En dit sal vir julle teken, sal vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, en doeke toegedraai, wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte in die hemel, 'n leerskare wat God geprys het. Kan jy dink hoe dit moes gelyk het? 'n menigte, sê so 'n bietjie 'n menigte. 'n menigte van hemele wesens daag op saam met daai engel en hulle begin om God se naam te loof en prys oor hierdie groot gebeurtenis. Want die hemele het geweet die aarde sou nooit ooit weer dieselfde wees nie. Hulle het geweet van daai tyd af sou dit wat in die hemel is, die koninkryk van God soos in die hemel, sou nou op die aarde kon plaasvind. Everything changed. Sê vir iemand langs jou, alles het verander. Op daai oomblik het alles verander. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens 'n welbehae. Vrede op aarde en in die mens 'n welbehae. Ouens, tot op daai stadium was God se woede kookpunt. Voor die geboorte van Christus was daar 400 jaar stilte in Israel. 400 jaar waar daar geen profeet is wat opgestaan het en rigting en leiding aan die volk gegee het. 400 jaar waar God nie deur een van sy uitverkorenes gepraat het met die volk en gesê het, so sê die Here. Kan jy dink vir 400 jaar? En God sê, hierdie seun van my wat kom, gaan vrede kom bewerkstellig. Onthou julle in Jesaja 9 was een van die name van hierdie verlosser was ons vredevors. Sê so 'n bietjie vredevors. Die Engels beskryf dit baie mooier. Hulle praat van the Prince of Peace. Dit beteken nie dat hy so gekom het en dat God alle oorloë sou kanselleer. Dat God konflik tussen mense sou oplos. Wat ek kom sê het is dat hierdie Messias, hierdie redder, sou vrede tussen mens en tussen God bewerkstellig. Hy sou 'n vrede aan die binnekant bring wat ons noem Shalom vrede. Sê so 'n bietjie Shalom. Dis God se vrede, dis God se berusting. Dis God se heel, die Engels praat van iets his wholeness, his completeness. Hy gaan vrede tussen ons en tussen God bring. Die Bybel leer ons later dat dit is hoekom Jesus so geweldige, so wrede dood moes sterf. Is dat God het sy woede, het hy uitgewoed, het hy uitgehaal op sy seun. Hy sou vrede bring tussen God en tussen die mense. In Lukas 4 is daar 'n gedeelte waar Jesus in die tempel instap en hulle gee vir hom 'n boekrol en hy lees weer iets oor homself. In die gedeelte wat hy lees, sê dat die salwing van die Here, Here is op my. Hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my toegerus, hy het my gestuur met hierdie boodskap om vrylating te gee aan die gevangenes. Hy het my gestuur om die wat gebroken is van hart gesond te maak,
Hy het my gestuur om die wat blind is sig te gee. En dan het hy my gestuur om te sê, hierdie is die aangename jaar van die Here. In ander woorde, in die mens het ek 'n welbehaag. Jy onthou toe God met die vloed die mens verwoes het? Kan jy onthou wat was God se uitspraak gewees oor die mens? Wie van julle kan onthou? Ek is spyt. Ek het jammer dat ek hulle gemaak het. Ek is teleurgesteld oor hierdie besluit wat ek gekies het om mense te maak. Van daar af hoor jy daar's 'n verandering wat plaasgevind het. Nou sê God, in die mens het ek 'n welbehaag. Ek het julle so lief, daarom het ek my seun gestuur. En dit is wat ons vandag ervaar. Dis wat ek en jy beleef vandag. 2000 jaar later dat hierdie woorde, hierdie Christus moes iewers in jou lewe vrede bring. Vir wie het hy vrede gebring? Vir wie het hierdie Christus herstel gebring? Vir wie van julle was stikkend wat hy heel kom maak het? Kan ek jou hande sien? Wie van julle was blind en hy het jou sig gegee? Wie van julle was verlore en hy het jou gered? Amen. Robert? Hy het 'n welbehaag in jou. Sê vir iemand langs jou, God het 'n welbehaag in jou. Wie van julle se lewens is handomkeer verander deur daai klein seentjie wat gebore was? Wie van julle se lewens is nie meer dieselfde as wat dit was voordat jy hom ontmoet het nie? Dis wat hy kom doen het. En hy is nog steeds in daai lewensveranderende besigheid. He's still in the people changing business, in the people saving business, in the people healing business. Daai profesie het nog nooit einde gekry nie. Daar was nie 'n raklewe op dit gewees nie, daar was nie 'n vervaldatum op dit nie. He's still busy doing it. En ek wil jou vandag bemoedig en ek wil klaarmaak hierdeur om vir jou te sê, mag ek en jy dieselfde houding as daai herders het. Want as jy 'n stukkie verder lees, dan sien jy nadat daai herders daar was en hulle daai klein seentjie binne in die doeke in die krib gesien, kon hulle nie wag om daar uit te kom en om vir mense te vertel van hierdie verlosser wat opgedaag het nie. Halleluja! Mag ek en jy dieselfde as daai herders op die oop velde wees. Mag ons in hierdie Christustyd nie stil bly nie. Amen. Mag mense vir jou en vir my vra, wat se hoop het jy? Hoekom is jy so vol moed? Hoekom het jy soveel blydskap? Hoekom celebrate jy? Hoekom het jou lewe sin? Hoekom is jy anders as ons? Mag ons dieselfde as hulle sê, ek het my verlosser ontmoet. Halleluja! Daai kind is vir my gebore. Hy is vir my gebore. En dis hoekom ek emosioneel raak, want ek weet waar ek vandaan kom. Ek weet wat hy my van gered het. Ek weet hy klein seentjie. Mary might not have known, but I know now. Ek weet wat dit hom gekos het om my los te koop en my vry te koop. En ek kan nie stil bly daaroor nie. Ek kan nie stil bly daaroor nie, want ek weet waar ek sou gewees het. Sonder hom weet ek waar ek sou geëindig het. Daarom kan ek nie stil bly nie. Daarom sal ek soos die herders op die oop velde, sal ek sy lof besing. Daarom sal ek so saam met die engele, die Here leerskare, sal ek God loof en prys vir daai dag wat Christus Jesus opgedaag het, nie net op die aarde nie, maar in my lewe. Amen. Wie van julle is bly dat hy opgedaag het in jou lewe? Amen. Ek gaan jou vra dat ons hierdie twee ou liedere gaan sing. Herders op die oop velde en stille nag. As hy vir jou daai verandering gemaak het, dan wil ek hê jy moet dit uit volle bors saam met my vandag sing. En terwyl jy dit sing, sê jy net vir hom, Here Jesus, baie dankie.